Goeiemôre en welkom by die Wiskunde Broers. Vandag gaan ons 'n bietjie kyk na desimale afronding. Dis 'n lekker vinnige onderwerp en ek hoop dat hierdie video julle sommer lekker help om hierdie volgende keer reg te kry. So, hoe werk desimale afronding? Wel, as ons desimale afronding wil doen, is dit baie belangrik om eers te kyk, wat sê die vraestel, wat sê my juffrou moet ek doen? Nou, watse waarde moet ek afrond? En ons gaan nou 'n bietjie verder praat oor presies die name, maar dit kan wees tiendes, honderdstes, hulle sê partykeer tot 2 desimale of 1 desimaal, en dit kan selfs heel getalle wees, soos tiende of honderde of duisende. Stap nommer 2 is, ek moet dan gaan kyk na die syfer direk na daardie spesifieke plek, en ek gaan hierdie alles nou in 'n voorbeeld vir julle doen, so julle gaan dan bietjie beter kan verstaan, maar skryf miskien hierdie vir jou neer, dit sal jou miskien help. So, die syfer direk na daardie plek is die syfer aan die regterkant van daardie waarde waarna ons moet afrond. As dit 'n 5 is of meer, dan rond ons op, en as dit 'n 4 is of minder, dan rond ons af. Nou, toe ek in die laerskool was, het my onderwyser so 'n bergie geteken met 'n 0 en 'n 9 daarso en 'n 5 reg bo op die bergie, en dan het sy net 'n baie beter karretjie as wat ek nou gaan teken, hierso vir ons geteken en gesê dat hierdie karretjie ry op. Nou, as hy by enige waarde kom voor 5, dan gly hy net weer terug af. En as hy by 5 of meer kom, as hy hierso kom en verder, dan gaan hy oor daai bergie rol, dan gaan hy rol na die volgende waarde. En dit het ons gehelp om net te onthou oor wanneer rond ons op of wanneer rond ons af. Kyk, stap nommer 3, skryf die afgeronde taal met die regte hoeveelheid desimale. So, voordat ons in 'n oefening kom, of 'n voorbeeld kom, wil ek net gou vinnig met julle praat oor wat is plekwaarde. Want hulle sal partykeer vir ons hierso sê, ietsie sê soos tiendes, of honderdstes, of duisendstes, of selfs tiene, of duisende, of 10.000, en ons weet nie altyd presies waar daardie plek is waarvan hulle praat nie. Nou, as jy van Formule 1 hou, dan het jy al miskien meer gehoor van tiendes, of honderdstes, of duisendstes, want hulle praat bietjie meer daarvan, want die karre is so naby aan mekaar, hulle tye is so naby aan mekaar. So ek het besluit, kom ons kyk gou hierso na 'n waarde, en kan ek sommer vir jou net sê presies wat elke plekwaarde se naam is. So kom ons begin sommer hierso aan die regterkant, ons hierso eerstens tot 1, en dit is ons 10.000de, nee, so TD, hoofletter TD vir daardie plekwaarde, 10.000 is. Nee, net volgende na hom het ons hierdie waarde, hierdie 2, en dit is my duisende se plekwaarde, so hoofletter D, duisende se plekwaarde. Na dit het ons hierdie 3, en dit is in die plek waar my honderde staan, en dit is dan 'n hoofletter H, my honderde. En na dit het ons my 4, wat hierso is, en dit is my tiene se plekwaarde, 'n hoofletter T, en net na dit het ons my ene, 'n hoofletter E. Nou, jy sal agtergekom het hierso dat elke liewe waarde hierso, wanneer ons die afkorting vir hulle skryf, is dit als in hoofletters. So daarso het ons nou die afkorting van elkeen van hierdie plekwaardes, ons het tienduisende, duisende, honderde, tiene en ene. Nou kom ons kom gou hierso na die desimale plekwaardes. Wat noem ons hierdie? So die eerste ene net na my desimale plek, daai 6 daarso noem ons my 10 dis met 'n klein letter T, daai 7 se plekwaarde is my honderdstes met 'n klein letter H, my 8 hierso is dan my duisendstes met 'n klein letter D, en dan laastens daai 9 daarso is dan my 10.000stes met 'n klein letter TD. Nou wat is die verskil tussen hierdie TD en hierdie TD? Hierdie noem ons 10.000de en hierdie noem ons 10.000stes. En dit is dan die plekwaarde. So nou het jy min of meer 'n idee van waarvan hulle praat indien hulle vir ons 'n vraag vra. So kom ons kom gou hierso na 5 van hierdie vrae. Die eerste vraag hierso sê, rond die volgende af, 4,276 af tot die eerste desimale plek. So, hierdie is dan hoe ek dit doen. Ek gaan dan na die eerste desimale plek, so dis die eerste ene net na daai desimaal, nee, so dis daai 2, en ek highlight dit dan sommer so, of as ek nie 'n highlighter by my het nie, dan trek ek sommer net 'n lyntjie
nee, net onder hom. So, dit is die waarde, hulle wil hê ons moet na daai afrond. Okay, so my stappe sê dan, ek gaan kyk dan na die eerste nommer aan sy regterkant, en dit is dan daai 7. So dit is waarna ek kyk. Ek weet ek moet tot daai 2 afrond, maar ek kyk na die waarde regs van hom, daai 7, en dan dink ek nou net aan daai bergie. Daai bergie sê, indien die waarde groter, 5 of groter is, dan rond ons op. So dit is 'n 7 dae, wat beteken dat ons daai 2 moet oprond. So ons antwoord hierso sal dan wees 4, en omdat ons moet oprond 3. En 4,3 is dan my afgeronde waarde. Op vraag nommer 2 sê hulle rond die volgende af 3,843 af tot die naaste 100ste. En kyk, as 'n 100ste, nou die plekwaarde waarvan hulle dan nou praat is daardie ene, en julle sal miskien nog hierso bo kan sien, ons het 10 dis, nee, of eerste desimale plek, 100stes of tweede, 1000stes, derde, en 10.000stes, my vierde. So hulle wil hê ons moet daarna afrond, wat beteken ek moet gaan kyk na die waarde reg langs aan hom, en dit is daardie 3. Daai 3 is minder as 5, wat beteken ons gaan afrond. Die karretjie gaan terugval. So as ek dan dit afrond, het ek 3,84. Daardie 3 gaan nie maak dat daai 4 hoër raak nie. Hy gly dan af na wat hy was. Op vraag nommer 3, 7,924, rond dit af tot die naaste heelgetal. En heelgetal, nee, verwys eintlik na my heel eerste heelgetal, my ene se plek. So ons moet dit daar afrond. So waarna kyk ek hierso? Ek kyk weer na die waarde regs van hom. Ons het 'n 9 daar, so ons kyk na daai 9. Is daardie 9 5 of groter? Ja, wat beteken? Hy gaan daai waarde waarna ons kyk oprond, hy gaan hom groter maak, en hy gaan hom dan 'n 8 maak. En 8,0 of net 8. Dit is dan my finale antwoord. Vraag nommer 4, ons tweede laaste ene, sê ons moet 5,2398 afrond tot die derde desimale plek. Dit is lekker maklik as hulle vir ons sê derde desimaal of tweede desimaal in plaas van 100stes, want ons kan eintlik dan net gaan tel en sê daardie is my derde desimale waarde na daai kommas. Ons moet daardie gaan afrond tot by daardie plek, so ons kyk weer na die waarde reg langs aan hom, daai 8, en sal daai 8 dan daai 9 oprond of afrond? Wel, hy's groter as 'n 5, wat beteken hy gaan hom oprond, en nou hierso moet julle eintlik mooi kyk. As hy daardie 9 gaan oprond, wat gaan daardie 9 raak? Wel, die waarde groter as 9 is 10, wat beteken daai gaan dan 'n 0 raak. Maar as daai 'n 0 raak, dan gaan hierdie 3 'n 4 moet raak. Want die waarde groter as 3, 9, kyk gou net na daai 2, 3 en 9, sal wees 4, 0. En dit is 'n bietjie van 'n uitvangvraag hierdie, veral as jy nog nie lekker gemaklik is met afronding nie. Maar ons afronding hierso sal dan wees 2, 4, 0. En ons laaste vraag is rond 6,745 af tot die naaste tiende. En hierso moet ons weet waar daardie plekwaarde tiende is. Daai 7 is my tiende se plekwaarde. So ons kyk na die waarde direk regs van hom, wat daardie 4 is. En daardie 4 is nie 5 of groter nie, wat beteken hy gaan daai waarde afrond. So 6,7 sal dan my finale antwoord wees hierso. Ek hoop dit het gehelp, gaan probeer dit 'n bietjie self, en ons sien julle in die volgende video.